Here, so dankie vir hierdie wonder, bo wonder, Here, dat ons vanoggend, Here, in verbasing en eintlik geen woorde het in ons lippe en in ons hart, nie, Here, vir wat U gedoen het, nie, Here. Here, ons is dankbaar, maar ook so ontnigter vanoggend in 'n oomblik, Here, as ons kyk na die werk van die kruis, as ons kyk na hierdie verhoog, en ons kyk, Here, na die dekor, ons sien die kruis, en alles wat U gedoen het vir ons, Here, dat daar tog in die donker lig is, Here, dat daar tog, Here, hoop is, waar ons dink daar is nie hoop nie, want, Here, U wat God is, en vlees geword het, onder ons kom woon het, en gemartel is, gepynig is, en gelei het vir my. En die klem vanoggend is op my, en op jou, en op my, dat jy vanoggend so geslote hierna sal kyk, en miskien vir 'n oomblik sal vergeet, van almal om jou, en sê, Here, dis ek en U, jy's hier vir 'n afspraak, jy's hier vir 'n rede. En Here, soos ons ook nou gee, en ons na hierdie skrifte kyk, Here, en dit bepeins, en sê, Here, kom, Here, trek my in by hierdie waarheid, trek my in, mag, Here, U wil seëvier vandag, in Jesus naam, amen en amen. Terwyl ons kyk na hierdie skrifte, gaan ek die mense vra om finansies op te neem, en daarna gaan ons begin met dit is voldoen. The one who conquered death and grave. No more pain and no more sorrow. This hope for tomorrow is our hope for today. He who was, he who is, he who was, he who is, he who is to come, Christ the Son of Man, riding on the clouds with the crown upon his head. Every eye will see him with the nail scars in his hands. Hallelujah, hallelujah. There's only one worthy of all glory and all praise, all wealth and all honor, strength, wisdom and power to the Lamb that was slain. Oh, he who is to come, Christ the Son of Man, riding on the clouds with a crown upon his head. Every eye will see him with the nail scars in his head. Hallelujah, 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 hallelujah. He is surely coming. Oh, can you feel it too? All this tension growing stronger is just a sign he's getting closer. He's already on.
sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus shed. Has no hold on me. The Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Come on, church. Hallelujah. God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Praise and honor to thee. It's done. Dit is gedoen. En ons vier hierdie dag met oorvloed, omdat hy opgestaan het weer op die derde dag. Kom ons staan gemeente, en dan dink ons terug aan daardie dag. Daardie een gebeurtenis in geskiedenis wat ons lewens verander het, en wat die wêreld kom verander het. Ek dink terug aan Golgotha, Jesus bloed, wat vloei vir my, gebroken vlees, sy hand en voet, my redder aan, 'n kruis gedoen. Oh, deur drink en trane, vasgevang, en neergelê in Jesus graf, en toegeseël
in al sy pracht. Stralende son breek deur die nag. Ek sal opval met die Heilige Gees, my oë gerig op sy gesig. So prys die naam van die Here ons God, o prys sy naam vir altyd sal ons sy lofprys sing. O Heer ons God. Kom ons prys sy naam. O prys die naam van die Heer ons God, o prys sy naam vir altyd sal ons sy lofprys sing. O Heer ons God. Ons prys sy naam. O prys die naam van die Heer ons God, o prys sy naam vir altyd sal ons sy lofprys sing. O Heer ons God. O Heer ons God. O Heer ons God. Dankie Jesus. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And how precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Kom ons sing dit nog een keer. What can wash? Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Hierna, omdat Jesus geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het so dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het dit met 'n spons gevul en op 'n hyssop stingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn neem, het hy hierdie woorde gesê, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en hy het die Gees gegee en gesterf. Jy kan net daar waar jy is, jou sitplek inneem. Ek wil vanoggend iets besonders met jou deel. Ons gaan vanoggend net so deurloop oor 'n paar woorde. Ek wil hê
jy moet vanoggend 3 woorde moet jy uitstap, jy moet 3 woorde onthou. Wanneer Jesus gesê het, dit is volbring, het hy hierdie woorde in die Engelse vertaling. In die Engelse vertaling dan sê hy hierdie woorde, of kom ek noem dit net eers, hy sê, glo jy dit? Hierdie hele week is ek in hierdie verknorsing om te sê, glo ons regtig dit? Ek lees artikels wat praat van mense wat sê, waar's die kerk en waar's Christene, waar's die krag, waar's ons die wonderwerke? Dan reageer die persoon in die gees en dan sê hy, dit is die gelowiges wat dit nie meer glo nie. En dit het my so hard getref dat hier by die plek en hierdie dorp en hierdie kerk sal gelowiges en Christene sal dit nog glo. Dit is volbring. Glo ons dit regtig? Die woordjie volbring beteken it is finished. Testalletai, dit is volbring. Dit is afgehandel. It is done. Beteken letterlik it is completed. Paid in full. Mense, bly net vir 'n oomblik by. Hierdie is die wonderlikste boodskap wat jou gaan rig tot 'n wonderlike lewe. Ek wil vinnig vir jou net noem, hoe moet ons sonde verstaan? Hoe voel God oor sonde? Ek weet nie of jy al daaraan gedink het, hoe voel God oor sonde? Ek het hier die hele blaadjie van die Bybel hierdie week gelees en dit kom net by my op die hele tyd die woord vir woord dat God het 'n toorn oor sonde, hy het 'n wraak teen sonde. Hy het 'n haat teen sonde, nie in die gevoel van bitterheid of angstigheid nie. Hy letterlik haat sonde. Hy's toornig daaroor. Hy het 'n wraak teen dit. En onthou dat God is 100% is hy goed en hy's eg en hy's geregtig en hy's vol liefde. Hy's 'n regverdige en 'n liefdevolle God. En omdat hy so heilig is, kan God nie sonde ignore nie, of hy kan ook nie sonde eenkant toe skuif nie. Hierdie week toe ek voorberei, wys die Here my, hy's soos 'n groot magneet waar die boosheid en sonde, want die boosheid en sonde wil mos nou soos God wees. En hierdie boosheid is amper die teenoorgestelde pool wat letterlik weggedruk word van God, weggestoot word van God. Want sonde kan letterlik nie naby aan God kom nie. Dit word weggestoot, dit word weggedruk. Niks kan aan God gelyk wees nie. Niks kan met God identifiseer nie. Niks kan met God eintlik hande vat nie, want daar is net een Noord, daar's net een Noord. Daar's net een God. En sonde is soos daardie ander pool wat kom en hy wil indring en God sê, ek is te heilig, ek is te regverdig, ek is te eg, ek is te rein vir sonde, ek kan nie dit naby my laat kom nie, dit kan nie naby my kom nie. God haat sonde, maar omdat hy so liefdevolle God is, dan sê die skrif, dat daar 'n paar plekke is, en ek wil dit nou nie verveel nie, maar dan skryf hy daar in die Ou Testament, die hand was teen die volk van Israel gewees. Die hand was so teen hulle gewees, totdat die mense omgekom het. Sonde kan nie naby, dit word weggedruk. Dit kan nie naby God kom nie. Hebreërs 11 sê dat verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Bedoelende, daar gaan 'n tyd kom wat God sy wraak uitoefen vir diegene wat hom nie ken nie. Hy haat sonde. Maar omdat hy so lief het,
haat hy dit wat mens van hom af weghou. Mense, julle moet hierdie so mooi verstaan vanoggend. Hoekom haat God sonde? Want dit is dit wat letterlik verwydering bring. Dis dit wat verwydering bring. Ons is gemaak om saam met God te wandel, om hom te ken en deur hom geken te kan word. Ons is gemaak om sy beeld te reflekteer. Maar sonde druk ons weg. Dan sê Jesaja 53 het so mooi, daar kom 'n muur, 'n skeidsmuur tussen my en God as gevolg van jou sonde. En God draai sy gesig weg van die sonde af. Hy kan nie eers daarna kyk nie. So heilig en goed is God. Elke keer as iemand jou indoen of iemand dalk vir jou jok of iets, dan bou jy mos mure. 'n Muur is letterlik daar om te sê, hierdie goed hoort die kant en die goed hoort daardie kant. 'n Muur bring letterlik skeiding. En dit is wat sonde doen, en ek wil jou net hierdie konteks vinnig gee. Ek lees en ek doen die navorsing, is soos 'n regter wat letterlik na maande en maande het hulle hierdie krimineel, het hulle bewysstukke gebring en bewysstukke gebring en bewysstukke gebring, en hierdie krimineel is bewys dat hy is skuldig, en omdat hy skuldig is, moet daar sekere gevolge wees vir hierdie krimineel. Maar dan kom die regter en dan sê hy, jy kan maar gaan. Nou, ewe skielik, dan word ons gekonfronteer met, is dit nou regverdig of is dit liefdevol? Hy het hom laat gaan, bedoelende, dit is so bietjie liefde, dit is so bietjie simpatie, hy het hom jammer gekry en hy het hom laat gaan, maar is definitief nie reg nie. As hy die man laat daar betaal het en hy het die reg laat geskiet en het hom tronk toe laat gaan of hy sy boete laat betaal, dan het hy ook nie liefde bewys nie, want hy was reg gewees. Dan kom God in die skrif en dan sê hy, maar ek is 'n God wat liefdevol en regverdig is. En dan kom ons by ons storie uit en sê, oor en oor en oor is dit bewys dat ek is verkeerd en dat ek het sonde en dat ek die gevolge van my sonde moet dra. Dan kom God en hy sê, ek sal jou liefde bewys en ek sal vir jou laat gaan. Jy kan uitstap uit hierdie verhoor uit, alhoewel jy skuldig is. Dit is wat liefde en genade beteken, en dan sê God, hoorie, maar ek kan ook nie teen myself oordeel nie, ek sal in jou plek kom. En dan lees ons hierdie skrifte wat sê, ons lees dit wat gebeur het op die kruis, dan lees ons hierdie woorde, Johannes 12 vers 31, nou is dit die oordeel van God, en dan sê hy, dis die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die bose, die prins, die duiwel sal letterlik uit die op van die aarde af weggedryf word. En dan sal ek verhoog word. Wanneer ek verhoog word van die aarde, dan sal ek alle mense se oordeel na my toe trek, sê die skrif. Johannes 12 vers 31. Hy sê ek sal alle mense se oordeel na my toe trek. En weer terug na die magneet toe wat sê, en God was so heilig gewees dat hy sy seun moes gestuur het om mens te word, om soortgelyk aan dieselfde pool te kan wees, om mense na hom toe te trek en te sê, ek vat die oordeel, ek trek letterlik die oordeel na my toe, ek trek die ongeregtigheid, ek trek die sonde, ek trek letterlik die vuilheid en ek trek die lelik trek ek na my toe. Nou mense, hierdie is 'n gawe, en as God nie hierdie oordeel betaal het nie, het ons almal letterlik, het ons gesterwe. En jy sê dalk vanoggend, ek het hierdie al 1000 keer in my lewe gehoor. Weet jy wanneer tel dit vir jou? Wanneer jy die dood voor jou oë het. Wanneer jy op jou sterfbed lê, dan sal dit vir jou baie meer beteken om te sê, hoor hierso, ek kies dit eerder nou, dat ek myself nie, of God homself nie wraak teen die sonde binne in my nie.
En ek wil vir jou hier deur drie versies vat, drie woorde vat, wat sê letterlik vanoggend, hy is die plaasvervanger. Hy is die plaasvervanger en hy red jou. God, Jesus Christus sou nooit die redder gewees het voordat of totdat hy nie gelei het en hierdie verskriklike drama wat jy gesien het op die skerms hierbo, God kon nie die redder wees voordat hy nie gelei en gesterf het nie. Hy trek die oordeel na homself toe, hy trek alle mense na hom toe. Hy is soos 'n magneet wat sê, as ek God is, dan stoot ek eintlik mense vir my af weg, want hulle is so sondig, hulle kan nie naby my kom nie, maar ek stuur my seun wat soos hulle is, dieselfde soos hulle is, want dieselfde pole trek mekaar aan, en hy trek die mense na hom toe, en hy sê, my oordeel, julle oordeel, dit wat julle moet betaal, sal ek betaal. En ek weet jy weet dit. Maar hy kom soos 'n plaasvervanger. Die woorde wat by my opkom is kompensasie. Kompensasie beteken letterlik om iets te gee, om op te maak vir die beskadiging of die besering wat iets in jou veroorsaak het. Om kompensasie te gee. Maar daar is 'n ander woord wat ek vir jou wil leer vanoggend, en is 'n verskriklike woord. Ek moes hom oor en oor vir myself sê, want dit is 'n Engelse woord, maar die woordjie is propitiation. Sê hom gou so in jou, propitiation. Jy moet hom so opbreek in lettergrepe, propitiation. Ek gaan vir jou sê wat dit beteken. Dit beteken letterlik turning away the anger and the wrath by offering a gift of sacrifice. Propitiation beteken letterlik to satisfy the wrath of sacrifice. Mense, letterlik beteken dit, in die Afrikaans word hy so bietjie sleg vertaal, hy vertaal die woordjie as letterlik om in versoening te kom, maar dis die verkeerde woord. Skrifte soos Romeine 3 vers 25, dan sê hy, God het hom, Jesus Christus, voorgestel in sy bloed, sodat daar versoening kan wees, sodat daar propitiation kan wees vir ons sonde. Ek lees net gou vir Johannes 2 vers 2, en hy sê, en hy is 'n versoening vir ons sonde, en nie net vir ons nie, maar vir die hele wêreld. Ek gaan nou na die Engelse vertalings toe gaan, maar ek wil net eers hê jy moet hoor, 1 Johannes 4 vers 10, hy sê, hierin is die liefde van God bewys. Hierdie is liefde, nie omdat ons hom eerste lief gehad nie, maar omdat hy ons eerste lief gehad het, en sy seun gestuur het om 'n propitiation te wees vir ons sonde. Mense, jy kan kyk na die Engelse vertalings, propitiation, turning the wrath of God, met ander woorde, God het 'n wraak teen sonde. He is the propitiation. Hy is die versoening van ons sonde. En hierdie is die liefde werklik bewys. Dit is liefde. Nie omdat jy eers hom eerste lief, hy het jou eerste lief gehad, en dan stuur hy en sê, ek word letterlik die wraak van sonde. Ek wil net vir jou lees, ons gaan nou sing, en mense, maar propitiation, ek wil jou stuur met hierdie woorde in hierdie tyd van kruisiging en opstanding. Propitiation beteken letterlik to turn away the wrath of God. Hy het so 'n toorn oor sonde, dat hy sê, Jesus het die regtelike wraak van God geabsorbeer, deur vrywillig deurboor te word, en gelei, en gepynig, en te sterf. En God laat dit toe, dat Jesus die totale en die volle gevolg van sonde dra. Mense, op die kruis is God se oordeel bevredig. Op die kruis is
God se judgment it is satisfied. Propitiation, to satisfy the wrath and the anger of God. Want God homself is die persoon wat dit aangedoen is. En mense, vanoggend, ons gaan 'n lied sing. En ek wil hê jy moet dink aan hierdie woordjie propitiation. God haat sonde. Hy het 'n toorn daaroor. Hy is hierdie groot magneet wat letterlik by ons wil wees en hy wil ons lief hê, maar hy is ook regverdig en liefdevol en ons kan nie naby hom kom nie. Ons word afgestoot, ons word weggedruk deur die sonde en dan sê hy, ek stuur Jesus as die propitiation. Die plaasvervanger. En ek wil vanoggend vir jou sê dat, hoor jy so, daar by ons huis het ons so munisipaliteit metertjie met die water en ergens is daar iets fout met ons water. Hier is, aan check ek op daai metertjie, daai rooi tik 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 tik, daai water loop alhoewel al die krane toe is. Terwyl ek daarna kyk, sê die Here vir my, die sonde metertjie is afgeskakel. Hy's afgeskakel. En jy is gepropitiation. Daar's in jou plek. God kyk nie meer na wraak en toorn nie. Jesus het dit gevat. Ons gaan 'n lied saam sing. Ek wil hê jy het 'n sakkie gekry daar so by die deur. 'n sakkie met 'n kruisie in en 'n sleutelhouertjie, maar saam met hierdie sleutelhouer is daar 3 spykertjies in. En ek wil hê jy moet vanoggend, terwyl ons hierdie lied sing, wil ek hê jy moet hierdie sakkie so vat. Letterlik. Wil ek hê jy moet die spyker so deur die plastiek laat druk. Ek wil hê jy moet jou vinger so op daai spykertjie druk. Ek wil hê jy moet die pyn voel. Ek wil hê jy moet voel dat hierdie is ongemaklik. Ek wil hê jy moet so op dit druk. Want dit is die wraak wat God gehad het teen sonde en sê, nou is ek aanneembaar vir hom. Mense, ek weet wanneer die Here met iets besig is en hierdie simboliek vanoggend is terwyl ons hierdie lied sing, wil jy nie net jou sakkie, druk die spyker, druk hom deur die sakkie, druk hom tot teen jou vlees, dink aan hierdie prys wat betaal is, propitiation, to turn away the anger and the wrath of God. Dis bo ons verstand. Terwyl ons hierdie lied sing, vat jou sakkie in. Jy kan so bly sittend en kom ons luister na die woorde, terwyl Brigitte ons bedien met hierdie lied. I was rich, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. But sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So sin made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I own, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life.
beside the tomb of sin. You were buried for 3 days, then you walked right out again. No death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hy word nie net die plaasvervanger nie. Hy vat nie net die wraak van God wat dit onmoontlik maak vir 'n mens om by hom uit te kom nie. Hy word die propitiation. Die wraak van God word letterlik op hom afgedwing. Ek hoop dat daardie openbaring jou sal tref. Ek hoop dat jy sal besef wat hierdie woord beteken. Die tweede woordjie wat ek jou wil gee vanoggend is wat volbring beteken. En ons gaan hierna kyk in die volgende paar weke ook oor glo ons dit regtig. Is die woordjie verlossing. Ons hoor hierdie woordjie so baie, verlossing, redemption. Dit beteken letterlik earning something back that was lost or enslaved or that was in bondage and it was bought by a price. To buy out of or to remove from the market. Ja, en hierdie is my so mooi dat hy jou verlos het. Ons het hierdie woorde laasweek gehoor toe ons gepraat het oor sien jy die hout laasweek in die kerk toe ons onsself voorberei. Dan sê hy letterlik oor dat the ransom has been paid. Die transaksie is betaal. Die transaksie is betaal vir jou ontvoering. Jy's weggevoer in sonde in. Dan sê hy, jy's verlos hiervan. Die ander vertaling sê dit so mooi, hy sê, na die kruis, het die duiwel eendag opgedaag by die mark, en hy het gevra, kan ek 'n bietjie sonde koop? En die kassier sê toe vir hom, hoorie meneer, ons is alles uitverkoop. Hy sê toe, maar is daar nie nog ietsie daar agter in die store nie? En sy sê, alles, elke liewe een is uitverkoop. Inteendeel meneer, het 'n man hier ingestap en hy sê, hy het nie net al die sonde gekoop nie, maar hy het ook die mark, die gebou, het hy gevat en hom gekoop. Ja mense, ons verstand is te klein om hierdie te verstaan en te begryp. Ek gaan nou by jou lewe uitkom, maar dis die verlossingswerk van Jesus Christus. Hy het jou bevry van slawerny af. Hy roep jou om te sê, kom uit Egipte uit, kom uit die verdrukking uit, kom uit die mag en die gesag en die onderdrukking van Farao uit. Hy sê, die Farao is so simboliek van die, hoe jy dink dinge gaan maar so wees. Dis nou maar vir 400 jaar is dit nou maar so, dit gaan nooit verander nie. Kry dit in jou kop, propitiation. Hy het vir jou die plaasvervanger geword. Hy wil jou verlos, hy het letterlik al die sonde weggevat, hy het betaal daarvoor. Galasiërs 3 vers 13 sê, hy het jou losgekoop van die wet. Hy het jou losgekoop. The ransom has been paid, die losprys is betaal.
Die wet is natuurlik die vloek gewees, want niemand kon die wet onderhou nie. As jy die wet kon onderhou, is jy geseënd. As jy nie die wet onderhou nie, is jy vervloek. En niemand kon die wet onderhou nie. Galasiërs 4:15, hy sê, en ek het my seun gestuur om almal onder die wet los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders van God kan kry. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing, in hom het ons die verlossing, deur die bloed en deur die vergifnis van ons misdade en ons sondes. Mense, jou sonde as jy in Jesus Christus glo, is vergewe. Die bloed van Jesus Christus is meer kragtig as enige sonde wat jy kan doen. Ek praat nou die dag met iemand en sê, die rede dat Jesus of dat God my nie seën nie, is seker omdat ek iets verkeerd gedoen het. As jy gaan met daardie tipe wysheid of dwaasheid, sal ek eerder sê, dan wil ek vir jou sê, maar dan beteken dit wat jy gedoen het, is groter as wat God gedoen het. En daar's niks groter as wat God gedoen het nie. Jy's nie losgekoop deur verganklike dinge soos silwer en goud nie, maar jy's losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, sê 1 Petrus. Hebreërs 9:22 sê, alles word met bloed gereinig. Alles word met bloed gereinig. Dan sê hy, die B-gedeelte, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. Sonder bloedvergieting. Jesus word vir ons die bloedvergieting. Hy word Jesaja 53. Hy is die verlossing. Die skrif sê, soos jy gesien het, nou en ek wil jou verwys, ons het 1 keer 'n jaar, kan ons hierna kyk, en ons moet intens daarna kyk. Party mense kan nie daarna kyk nie, maar dit is waaroor hierdie hele dag gaan, dat hy is ons verlossing, en as daar nie bloed was nie, was daar nie vergifnis nie. As daar nie lyding was nie, het jy nie vandag gelewe nie. Hy is die verlossing, en sy hele liggaam is beskadig. Hy's geskend. Jesaja 53 sê, hy was so geskend gewees, dat hy was eintlik onherkenbaar gewees. Onherkenbaar gewees. Die skrif sê dat letterlik, as mense na hom kyk, dan het hulle hom nie begeer nie. Letterlik, hulle kon nie na hom kyk nie. Op plekke staan dit na die navorsing, dat sy vel was letterlik binne na buite toe gedraai gewees. Hy was geslaan gewees met die kats wat eintlik fisies moes bepaal het en sê, hy moes eintlik doodgaan van al die houe, maar dan sê die skrif, hoor hy so gemartel, dat geen mens hom wou aanskou nie. Inteendeel, een vertaling sê, hy het nie eers gelyk soos 'n mens nie. En sonder bloedvergieting sal daar nooit vergifnis van sonde kom nie. En sonder bloedvergieting sal daar nie verlossing van jou sonde kom nie. En hy sê, deur die bloed, dan sê hy, sal ek jou verlos. Ek sal jou totaal en al verlos. Beteken nie dat jy nooit weer gaan sonde doen nie, maar beteken dat jy met hierdie wysheid en insig kan lewe en sê, hy is die propitiation. God neem nie meer sy wraak op my toe nie. Hy is die plaasvervanger, maar saam met dit ook, hy is my verlossing gewees. Hy ontbind my van die wet. Hy help my dat ek alles kan doen wat ek moet doen. Hy het die prys betaal, mense. Die transaksie is gemaak. Ek het laasweek weer gesê, as jy daar by Bill dit gaan en jy doen die transaksie en jy kry jou papiertjie, dan sê hy, it is done, is betaal, loop om en gaan haal jou sement en al die goed wat jy gekoop het. Jy weet, party mense kry daai papiertjie, jy het betaal, dit is betaal, die geld, die transaksie is gedoen, maar jy loop met die papiertjie en sê, Jesus, ek wonder waar kan ek my sement, waar kan ek die toebehore kry, dat jy net moet omloop in geloof en dit gaan haal. Jy moet dit net gaan afhaal. Jou sonde is verlos van. Jy's vry. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. As ons nou hierdie lied gaan saam sing, wil ek hê, miskien kan ons dit staande doen. Dat die prys is betaal. Die prys is betaal.
My sonde is weggeneem. Ja, ek doen nog sonde, maar ek is nie 'n sondaar meer nie. Dis wat die kruis gedoen het, die bloed en propitiation. Ek wil hê jy moet die woorde huis toe vat. As ons nou hierdie lied sing, wil jy nie weer jou kruisie vat nie. Daar's 3 spykers ingesit. 1 spyker is propitiation. Hy's my plaasvervanger. Maar nou is hy ook my verlosser. Hy's my verlossing. Hy's my redemption. Hy het die transaksie beklink. Dis afgehandel. Ek word nie meer verantwoordelik gehou nie. Ek het nie 'n nagevolg. Ek het nie 'n gevolg van my verkeerde dade wat ek doen nie. Ek hoef nie tronk toe te gaan nie. Ek hoef nie te boet vir my sonde nie. Mense, as jy hierdie beelde hierbo jou sien van Jesus wat geslaan is, jy sien elke druppel bloed wat geval het. Daai liggaam wat geskend is en wat onherkenbaar is en ek sien hier's party mense wat nie eens hierna kan kyk nie. Dit laat jou huil. Dan moet jy weet dat elke bloed wat geval het op die grond, elke druppel van sy hoof af, elke druppel was 'n transaksie, was 'n afbetaling, was 'n betaling gewees. Ek betaal hiervoor, ek betaal vooruit hiervoor. Wat sou God doen dit? Wat 'n mens doen dit dat hy sterf vir iemand wie jy nog nie ken nie. Jy ken hom nie, dan het daar al iemand vir jou gesterf. Dis mind-blowing, ons verstaan nie die goed nie. Maar hy sê, hy het dit gedoen, want ek wil jou na my toe trek. Die prys is betaal, en ek wil hê, terwyl jy hierdie lied sing, jou sakkie uithaal, en die tweede spyker, wil jy hom nie vashou nie, wil jy nie hom so bietjie in jou vel indruk nie, wil jy nie bietjie die pyn voel nie, wil jy jouself nie herinner nie, dat sonde weerhou jou, God wil jou vry maak, en dan gaan ons afsluit met hierdie derde punt, hoekom? Kom ons sing eers hierdie lied saam, kom ons doen dit staande. Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thy all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Jy kan maar jou sitplek neem. Die derde woord wat ek met jou wil deel vanoggend, is die woordjie wat in ons vertaling dan nou letterlik is, dit was propitiation, wat plaasvervanger is.
maar hy is ook jou verlosser en dan hierdie woordjie wat ons almal so goed ken, wat sê versoening. Versoening wat letterlik beteken, het julle hom daar so, sorry want ek is nou hier, versoening, die derde punt, to make peace or restore a broken relationship. Propitiation, verlossing en versoening is die drie woorde wat volbring vir ons bietjie meer inkleer en sê, dis waantoe God jou roep. God wil met jou kontak hê, God wil naby jou wees. God wil nie hê dat jy so lewe moet lewe dat jy jouself wegdruk van hom nie. God wil nie hê dat jy so naby kom en dan word jy eintlik weggedruk weens die sonde wat jy eintlik van verlos is, maar jy dit nog nie erken en bely nie. God wil jou help, God wil letterlik fellowship met jou hê, God wil letterlik, hy wil jou onderrig, hy wil jou lei, hy wil jou help, hy wil vir jou wys wat môre kan gebeur, hy wil hê, jy moet in verhouding met hom kom. Hy wil hê dat hierdie gebroke verhouding herstel moet word. Hy soek dit en mense, daar's 'n woordjie in die Ou Testament wat letterlik versoendag beteken, the day of atonement. Dit is die grootste dag in die Ou Testament gewees. Dit was die grootste dag vir heiliges gewees. Een keer 'n jaar, dan kom die hele volk bymekaar en jy ken die geskiedenis, dan moet die hoofpriester, dan moet hy letterlik 2 bokke koop onder andere. Hy moet vir hom nuwe klere aantrek, hy moet hom voorberei, die skrif sê hy moet bad en hom skoon maak. Die liggaam wat die offer bring moet skoon gemaak word, dan sien ons hoe Jesus voorberei is, nie met 'n bad nie, maar met katse en met geslaan en met gepynig word sy liggaam voorberei. Dan sê hulle, hy moes nuwe klere aantrek, die hoofpriester, hy moes letterlik daai hoofpriesters kleed aantrek, en hoor ons hoe Jesus ook die kleed aangetrek het, maar dit was 'n purperkleed, wat letterlik oor hom gegooi is, en hulle het hom gespot, en gesê, jy is mos die koning van die Jode. Hulle het vir hom 'n doringkroon op sy kop gesit, en doen jouself net 'n guns, miskien as jy na die diens, kom loop net hier verby, en voel net bietjie aan hierdie dorings. Voel hoe dit moes in hierdie kop insteek, en dan sê hy letterlik, 1 keer 'n jaar was daar 'n versoendag gewees. Dit was die grootste dag, en die heiligste dag, 1 keer 'n jaar in die Ou Testament gewees. En dit was 'n tyd van belydenis, dit was 'n tyd van skoonmaak, dit was 'n tyd van vergifnis gewees. Maar dit was ook 'n tyd gewees waar die mense herinner aan was hoe ernstig sonde is, en dat God wel 'n weg voorsien het vir hulle tydelik. En dan lees ons Romeine 5 vers 10, wat ek vir jou quote som hier, hy sê, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van Jesus Christus. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van Jesus Christus, veel meer sal ons lewe gered word nou dat ons werklik versoen is. 'n ander vertaling sê dit so mooi, hy sê, since then our friendship was restored. 'n ander vertaling sê, we were put on friendly terms. We were put on friendly terms. En dit is die versoening wat jou gaan verander. Hierdie versoening wat hy hiervan praat, dit is wat mense se lewens verander. Die Bybel sê dat deur die goedheid van God kom mense tot bekering. Bedoelende, it changes your mind. Jy kom tot ander perspektiewe. As jy lank genoeg met iemand kuier, dan praat jy, hy beïnvloed jou, en God sê, ek wil versoen met jou. I want to restore.
Ek wil jou verander. I want to change your mind, want hierdie versoening gaan jou lei na verhouding en verhouding gaan jou kan verander. En nou kom die skrifte in Hebreërs 10 vers 19 wat sê, terwyl ons met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan, niks stoot ons af nie. Ja, mense onthou hierdie magneet. Jy sien, God het heeltemal omgedraai. En in plaas van dat dit jou wegstoot of afstoot, sê hy na die kruis, is dit letterlik, ek trek jou na my toe. Daar was eendag 'n grapie, het sê Jesus, hoor, jy moet asseblief nie daar verby die blou bulle met 'n tolkstap, daar by die paviljoen, hulle sal jou trek om Saterdag 'n game te speel. Hy trek jou in. As jy hier by die kerk kom, hoor, hy trek jou in, jy stap verby na aanbidding, daar's koneksies, en in die oggend as jy daar's koneksies wat hy met jou deel. Hebreërs 4 vers 6, en ons het die vrymoedigheid om in die troonkamer van genade te kom, en die barmhartigheid te ontvang om gehelp te kan word. Ja mense, dis die vriendskap van God, dis die kunskap van God, dis die versoening. En ek wil net vir jou iets baie interessant sê, dan sluit ons hierby af. Maar weet julle dat die Ou Testament het 'n versoendag gehad, een keer 'n jaar? En dan op daardie versoendag, die grootste dag van vergifnis en skoonmaak, was die jubeljaar letterlik ook begin. Ekskuus tog, die jubeljaar het begin op die dag van versoendag. Daar is hy nou. Die jubeljaar het begin op die dag van versoendag. Beteken dit dat jy is nie nou net versoen nie, maar jubeljaar beteken die Jode het 'n wet gehad onder hulle. Dat as jy nie kan betaal nie, dan kan jy iemand jou vat as 'n slaaf, en dan moet jy vir daai persoon gaan werk. Maar net vir 50 jaar. As iemand in jou familie geld het, kan hy jou kom loskoop enige tyd. Maar op die 50ste jaar, as jy jou grond verloor het, of jy het jou geld verloor, op die 50ste jaar kry jy alles terug. Die jubeljaar en die versoendag word alles so in Hebreërs verduidelik, en sê hy, dit kom by een ding, en ek sê, ek wil jou versoen met myself. As ons hierdie kan verstaan, dan kan ons begin lewe, ons gaan iets kan begin doen. En jou stuur vanoggend met hierdie laaste lied wat ons gaan sing, wat jy moet sing asof jy dit bedoel, want hy is ons plaasvervanger, hy is ons transaksie, hy is ons verlosser, hy is die een wat ons uitverkoop het, hy is die een wat jou versoen het, hy is die een wat jou trek en sê, kom. As jy my nie nou kies nie, gaan daar 'n tyd kom wat ek die wraak op jou gaan moet sit. En is nie 'n bangmaakbreek nie, mense. Maar as jy nie kan aanvaar wat hy gedoen het vir jou nie, gaan daar 'n dag aankom dat jy wel die oordeel van God jy gaan moet dra in plaas van die plaasvervanger. Maak wyse besluite. Nie om bang te wees nie, maar om te sê uit liefde uit, ek wil hierdie God leer ken, wat my versoen en sê binne in hierdie verhouding gaan jy groei en ontwikkel en verander. Kerk gaan dit nie vir jou doen nie. Mense, kerk gaan nie hierdie verhouding aan jou, jy moet kan huis toe gaan en in jou binnekamer sit en uitroep na die God van versoening toe, en hy kom in, hy trek jou, hy maak jou deel van
wie hy is. Hy maak aan jou bekend planne en idees en hy gee jou hulp. Jy kom in die troonkamer in en hy gee jou barmhartigheid. En ek wil hê vanoggend as ons hierdie laaste lied gaan sing van hy is die God. Hy is. Wil jy dit nie saam met ons sing ter afsluiting en daarna sal ons dit amptelik afsluit en jou nooi vir lekker koffie en tee, maar wil jy nie vanoggend hierdie 3 woorde, jou derde spykertjie vat vanoggend en sê, as gevolg hiervan het daar versoening gekom, die jubeljaar is aangekondig, hy gee vir jou alles terug wat jy verloor het, jy is ontvoer en hy gee jou alles terug. Ja mense, dis die God wat ons dien, dis die God wat ons dien. Mag jy sy grootheid ervaar, wat hy gedoen het hierdie bloed en die kruis en die pyniging vir jou en vir my. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied ten slotte saam. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all mercy and honor and glory? Is he worthy of this? Is he worthy of this? Is he worthy of Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of all blessing
You are worthy of this. You are. Terwyl jou oë net so gesluit is en terwyl ek nou daar staan, ervaar ek net so dat hoe dwaas sal dit wees om hier uit te stap en al die wonder te hoor en die waarheid te hoor, maar jy het nie die openbaring gekry nie en jy kry die openbaring en jy kry die life change wanneer jy die beroep doen op jouself en sê ek glo want hy is, ek glo dit met my hart, ek glo dit, ek sien dit met my geestesoë, ek weet dit. En wil jy nie vanoggend, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan jou nie embarrass nie, maar terwyl almal se oë net gesluit is om vanoggend net te erken dat dis net bo menslik dat hy my plaasvervanger, dat ek is oor en oor bewys as skuldig, ek erken dit self, ek is skuldig, ek het gevolge om te dra, ek weet dit, die gevolg van sonde is dood, die loon van die sonde is dood, maar dan sê hy, ek kom en ek word jou propitiation, ek wil nie die wraak op jou afdwing nie, ek soek jou, ek het jou lief, ek wil jou verlos en ek wil jou versoen. En al wat jy vanoggend moet doen is om te sê, ek glo dit, Here, ek erken dit, ek bely dit met my mond, ek glo dit, Here. Ek wil anders lewe, ek soek dit, ek wil bevry wees, ek is moeg om 'n slaaf te wees, ek is moeg om die wet te onderhou, ek is moeg om te misluk, ek is moeg vir my eie mes, ek is moeg vir my eie omstandighede, en ek probeer uitklim, en hoe meer ek uitklim, hoe dieper raak ek net involve, maar Here, ek kom vanoggend na U toe, en terwyl jou oë gesluit is, wil jy nie ingesluit word by die gebed en net jou hand vinnig opsteek en sê, sluit my in by hierdie gebed, sluit my in by die gebed. Ek wil nie dat die wraak van God oor my toegepas word nie. Ek weet ek is geliefd, ek weet hy versoen homself met my vanoggend. Ek weet hy vat my plek. En hy sê, staan eenkant, dis 'n werk wat net God kan doen in jou lewe. En hier gaan mense se hande reg hoor op om te sê, ek soek U, Here, ek word getrek vanoggend na U toe, Here, want U verander my, ek dra, Here, en Here, noord en noord trek mekaar nou, Here, ek is soos U, Here, U trek my, en ek is onlosmaaklik van U, want U krag en U hou vas, is onlosmaaklik. Here, en ek weet tussen my en U sal aan die sonde kan kom nie, Here, want U het my vergewe en verlos en bevry. En vandag kom ek na U toe en ek wil hê dat die hele gemeente saam sal bely, Here, ek wil U ken. Ek kom vandag na U toe. Kom ons sê dit hardop. Ons help die mense wat vandag vir die eerste keer besluit, ek kom vandag na U toe. En ek bely met my mond dat Jesus is die Seun van God wat gelei het vir my, wat gepynig is vir my, wat gebloei het vir my, wat geslaan is vir my. Ek glo dat hy my sonde wegvat. Ek glo dit met my hart. En ek bid nou, kom versoen my met U. Wys my die weg. Wys my vaderskap. Wys my vriendskap. Wys my fellowship. In Jesus naam. Amen en amen. Mense, as jy gebed nodig het, ons het 'n tent hier en ek wonder of ons daai deure kan oopmaak en jy kan hierdie kant en daai kant, ons het 'n nuwe tent daar agter ook opgeslaan, maar as jy gebed nou nodig het, ons het so 'n groen tent en ek voel net so, as jy wil, kom deur daar, ons sal saam met jou bid en ons sien jou Sondag, ons gaan nagmaal gebruik Sondag, om hierdie te vier van die opstanding, moenie dit mis nie, hê 'n wonderlike